Ons gaan voort met ons bidtjie-reeks uit Genesis en ons kyk vanaand vir 'n tweede maal na die lewe van Josef. En ons gaan lees uit Genesis 37 vers 18 tot 36 en jy gaan sien hierdie gedeelte val uit in 3 dele. Maar ons gaan begin deur saam te kyk deur te sien dat die Midianiete vir Josef in Egipte verkoop het aan Potifar. Hy was aan die Farao se paleis verbonde. Hy was die hoof van die leiwag. En ons gaan sien hoe dat die Here se hand ten spyte van al die onreg rondom ons steeds voortgaan en die Here gaan sy doel bereik want hy het 'n plan waarmee hy met ons op weg is. Ons lees in vers 18 dat hulle het hom al van ver af gesien. Dit is nou sy broers. Voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê: "Kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood, gooi hom in 'n put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome." So jy kan sien, terwyl Josef nog ver is, het sy broers al klaar 'n plan begin maak. Hoe gaan hulle van hom ontslaa raak? Maar dis hier waar die Here se hand van voorsiening besig is. Waarom? Die Here het 'n plan. Die Here wil hê Israel moet uiteindelik in Egipte opeindig. Hier sien ons hoe dat die Here se hand werksaam is. Hy verhinder sy broers om hom leed aan te doen, maar nog steeds in 'n donker en 'n vreemde manier is dit nog steeds nodig vir Josef om in Egipte te beland. Ons kry so 'n aanduiding dat dit lyk asof Juda eintlik meer betrokke was by hierdie saak, veral as jy kyk na sy leierskap later in die gedeelte. Nou sê Calvin, as hy nou oor hierdie gedeelte dink, dan wys hy vir ons uit dat hierdie broers nooit die openbaring van die Here wou neem vir wat dit was nie. Hulle het dit bespotlik gemaak. Ongeag hoe onaangenaam dit vir hulle was om te luister, weet jy, dit was 'n openbaring van die Here waarheen hy op pad was, ook met Josef. Daarom in die eerste plek het hulle 'n plan gehad, hulle wil hom doodmaak. Hulle wil hom een van die putte daar gooi en dan gaan hulle sê dit was 'n wilde dier wat hom doodgemaak het. En hulle wil spesifiek daarom wys, ons sal sien wat van sy drome gaan word. Kan jy dink dat 'n mens kan dink hy kan teen die planne van die Here ingaan? Nou kan jy sien hoekom Calvin omgekrap is oor wat hier gebeur. Hulle sê hulle wil die openbaring van die Here ongedaan probeer maak. En maak nie saak wat hulle doen nie. Hulle sou nooit daarin geslaag het nie. Hulle het geglo dat dit wat hulle nou gaan doen, kan al die planne met Josef ontspoor. Moenie vergeet nie, want dit gaan weer 'n keer na vore kom. Jy gaan sien dis die punt wat Moses baie duidelik hieroor wou gemaak het. En dan lees ons, Reuben het hulle hoor praat. En omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê: "Nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put hier in die veld. Moenie sy lewe neem nie." Reuben het dit gesê sodat hy vir Josef kan red, hom na sy pa toe kan terugstuur. Kyk, Reuben, die oudste broer, hy tree in. En dit was deel van die Here se voorsiening. Hy wil nie hê hulle moet vir Josef skade doen nie. Moses skryf vir ons neer want hy wil sê dat dit Reuben se gedagte was om die hele moordkomplot te vertraag. Gooi hom liewer in die put, dan kan hy dalk later kom en hom hier kom uithaal. Met ander woorde, hy wil een of ander plan hê hoe hy sy broer uit hierdie kloue kon uithaal, waarskynlik omdat hy die oudste broer is. Hy is al reeds in onguns by sy pa oor dit wat hy met sy pa se byvrou aangevang het. En nou sou dit die laaste strooi gewees dat sy boetie nog ook doodgemaak word. Dit kon gemaak het dat sy pa selfs vir Reuben uit die huis uit gejaag het. Daarom probeer hy sy broers verhinder. Weet jy, ons sien so duidelik hoe dat die Here sy planne op aarde bereik met 'n episode soos hierdie. Sy eerste instrument is daardie ontevredenheid wat in die familie is. Die rusie wat die broers het met Josef. Met ander woorde, God wil vir Israel in Egipte bring. En hy gaan gebruik wat hy ook al wil om hierdie doelwit van hom te bereik. Ons sou vra, is dit nou regtig nodig dat 'n rusie dit moet bereik? Die tweede omstandighede wat die Here gebruik is Reuben. Reuben wil graag
keer het hulle sy broer doodmaak. Die broers het nie nodig gehad om geforseer te word nie. Kyk nou mooi hoe die voorsienigheid van die Here werk. Dit was nie nodig vir die broers om te sê, ons wil gedwing word nie. Dis iets wat hulle wou gedoen het. Dis nie dat hulle marionette was nie. Ruben keer dit, en hy word nie geforseer van bo af daaroor nie. Hy wou keer dat sy broer doodmaak. Dis hoe die Here sy wil op aarde laat gebeur. Dit wys vir jou dat die Here in beheer is. Hy besluit wat op aarde van sy wil gaan word. Baie keer werk hy deur omstandighede. Hy gebruik die omstandighede hier om sy wil te laat uitvoer. Maar baie keer werk die Here direk. Jy kan nie anders as om te sê dis die Here nie, maar baie keer gebruik hy ook omstandighede soos wat hy hier doen. Alles sou uitwerk soos die Here sy plan wil laat slaag. As jy na hierdie omstandighede kyk, dan kan jy nie anders as om te sê, maar dis net so groot wonderwerk as wanneer dit direk sou plaasgevind het. Ons lees in vers 23, eintlik van vers 24, dat sy broers hom vat in die put gooi. Dit was 'n droë put sonder water. Daarna gaan hulle sit en eet. Nou moet jy net eers kyk wat 'n vreeslike hardheid jy van sy broer se kant af sien. Kan jy dink, dis 'n deel van die Here se voorsienigheid. Kan jy dink, sy broers doen hierdie verskriklike onreg aan hom en dan kan hulle rustig gaan sit en eet sonder om skuldig te voel. Ek onthou, toe ons verskillende geestesafwykings behandel het op universiteit, het die dosent vir ons verduidelik hoe dat mense soms hierdie vreeslike ding kan doen en dat hulle geen gewetensbeswaar agterna kan hê oor wat hulle gedoen het nie. Weet jy, hulle vat vir Josef, hulle trek daai beroemde kledingstuk van hom uit. Hulle gooi hom in daai droë put. Daardie droë put was uit kalksteen gesny of gekap. Baie keer was hy binnekant gepleister en daar was nie water in nie. Hierdie harde hart van sy broers, hulle wil net van hom ontslae raak hier in die put. Die broers, so vertel Genesis 42 vir ons, het gaan sit om te gaan eet terwyl Josef by hulle gepleit het. Hulle het gehoor hoe dit hy vir hulle vra, moet dit nie aan ons doen nie. Maar hulle wou daarvan niks weet nie. Amos die profeet, hy gryp terug na hierdie episode. Dan sê hy die erge boosheid, die haat van Josef se broers. Ek wil net weer 'n keer vir jou sê wat Calvin sê. Calvin skryf die Here wou in sy genade vir Josef in Egipte hê. En dit was nodig dat hy van sy broers af moes wegkom. Sy broers sou erger dinge aan hom gedoen het. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar dit was 'n goeie ding dat hy sou wegkom van sy broers af. Dit wys maar net vir ons wat hier agter in hulle handelinge sit. Die Here se voorsiening. 'n Klomp Ismaelitiese handelaars kom, hulle is op pad Egipte toe. Die broers sien hulle en Juda sê onmiddellik, kom ons verkoop hom eerder as wat ons hom doodmaak. Slawe, weet jy, was gewoonlik mense wat in oorlog gevange geneem was. En hierdie was nou 'n roete van Damaskus af na Egipte toe. Hierdie handelaars, kyk hoe werk die voorsienigheid van die Here. Skielik is hulle hier. Hulle kruie was deel van die handel met Egipte. En Juda stel nou voor, kom ons verkoop vir Josef eerder as wat ons hom doodmaak. Die ander broers stem met hom saam. Hulle trek vir Josef op daar uit die put uit en dan raak hulle ontslaaf van hom. Hulle betaal die prys 20 silwerstukke. Nou 'n tipiese prys vir 'n slaaf in daardie tyd, sê die skrifverklaarders, was gewoonlik 30 stukke silwer. Maar hulle sê ons broer is regtig so min werd. Ons verkoop hom net vir 20 stukke. Julle kan hom kry. Gee vir ons die geld en dan is ons ontslaaf van hom. En so eindig Josef in Egipte. Weer 'n keer kan jy net sien, die Here se plan vind plaas. Hierdie gedeelte wys hoe dat die Here in sy voorsienigheid handelaars gebruik. Maar dis die Here wat dit uitwerk ten beswil van Josef. Ons dink nie altyd so oor ons omstandighede nie. Jy wonder of Josef kon sien dat dit die Here is wat agter hierdie omstandighede sit. Ek dink nie so nie. Want jy sien, Josef kon nie die einde van die storie nou al sien nie. Hy het nie die voordeel gehad wat ek en jy het, wat ons kon 'n paar hoofstukke vorentoe blaai. Ons sien hoe sou die saak eindig nie. En tog is die Here in beheer. Weet jy, ons sien dit baie duidelik
Die Here werk op twee wonderlike maniere. Dis hier by Dothan wat Josef weggevoer word, wat eintlik dan vir ons wil sê, Josef het dit nie geweet nie, maar God is in beheer. Wie wat sou later by Dothan gebeur? Ons lees daarvan in 2 Konings 6. Elisa is in die dorp en dan word hulle omsingel deur 'n vyandige leer van die Arameërs. En daar by Dothan sê Elisa hierdie wonderlike gebed: Here, maak my slaaf se oë oop sodat hy kan sien. En dan skielik, dan sien hy die waans van vuur en perde. Wat wil dit vir ons sê? Die Here is in beheer van sy plan. Daar het dit net duidelik sigbaar gemaak. Hy was nog steeds net so in beheer, ook in hierdie geval. Ek wonder of jy soms moedeloos met jou omstandighede is. Jy mag nooit vergeet, die Here weet waarheen hy met jou op pad is. Die Here keer hier by Dothan daardie optrede van die broers teen Josef, want dit is nodig dat Josef in Egipte moet opeindig. Natuurlik het Josef gewonder, wat gaan hier aan? Hoe kan my broer so iets aan my gedoen het? Maar God se voorsienigheid is 'n vreemde saak. Jy kan dit nie altyd verduidelik nie, jy kan dit nie altyd verstaan nie. Die vroeë kerkvaders het gesê hier in die lewe van Josef is 'n direkte lyn van ooreenstemming met die lewe van die Here Jesus. Kyk, soos wat Josef se familie hom oorgee vir die heidene, so die Joodse leiers die Here Jesus oorgegee in die hand van die heidene. Dit staan in Matteus 26. Kom ons kyk die derde gedeelte. Sy broers het 'n boklam geslag, die klere van Josef gevat, in die bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa: Ons het dit opgetel. Kyk of dit dalk u seun se klere is. Kyk net wat se plan wil hulle maak vir hulle bose optrede. Jy wonder nou, waar's die Here se voorsienigheid nou? Hierdie wrede grap wat die broers maak terwyl Josef afgestuur word Egipte toe. Weet jy, as Ruben terugkom by die put, is Josef weg. Ruben het waarskynlik aan een of ander saak gaan aandag gee, miskien met die kudde vee. Toe hy nou terugkom, toe sien hy, maar sy broer is weg. Hy wou natuurlik 'n plan maak om sy broer te laat ontsnap. Hy het onmiddellik sy klere geskeur, sê vers 29. En nou sien ons, wat se plan maak die broers? Ruben, hy is hartseer, hy rou oor wat hier gebeur het, maar sy broers antwoord hom nie 'n woord nie. Hulle probeer net om hulle misdaad weg te steek. En ons lees dat hulle die bok slag om vir Jakob te mislei. Nou wonder jy, waar was die hand van die Here nou? Luister nou mooi. Jy sien, die Here was ook nog nie klaar met Jakob nie. Net soos wat Jakob sy pa mislei het met sy broer se klere, deur die velletjie om sy arms te bind, so word Jakob nou mislei deur die bloed van 'n dier. Die Here se wysheid kan ons nie altyd verstaan. Jakob het ook 'n geestelike les wat hy moet nog leer uit hierdie gedeelte oor sy eie verlede. Ons kry vir Jakob jammer. Want weet jy, Jakob wil nie vertroos word. Sy geliefde vrou is dood en hy het altyd sy vrou en sy kind gesien. Nou sy kind dood. Maar dis hoe die Here ook met Jakob werk. Die weë van die Here se voorsienigheid is anders as wat ons dink. Ons dink dit moet net met jou goed gaan. Josef sou deur donker tye nou gaan om voorberei te word. Die vroeë kerkvaders het gesê, net soos die broers probeer het om 'n plan te maak om hulle misdaad weg te steek, so wou die Jode ook 'n plan maak om hulle misdaad oor die Here Jesus weg te steek. Maar die Here se voorsienigheid maak van alles vir jou en vir my meer as oorwinnaars. Ons verstaan nie altyd wat hy doen nie. Ons sien nie altyd wat hy doen nie. Maar die Here gee vir Jakob die geleentheid om iets te sien van God se eie hart. Hoor nou mooi. As Jakob die nuus kry dat sy seun dood is, dan wil hy nie vertroos word. Hoe dink jy, wat het in die hart van God geleef toe sy seun vir jou en vir my sonde moet sterwe? Dink jy hy sou vertroos gewees het? Hierdie verduidelik die evangelie van Jesus sê die gesindheid van sy Vader wat mense met homself wil versoen. Die hemelse Vader wil nie vertroos word oor die haat wat in die nageslag van Adam is nie. Die Here wil ons juis nuwe mense kom maak, deur ons sy verlossingswerk ons eie kom maak. Kom ons kyk saam waaroor ons gaan bid.
Ons dank die Here vir sy voorsiening, dat die Here 'n plan het. Weet jy kan nie genoeg vir hom dankie sê dat jy deel kan wees daarvan. Kom ons bid vir sy naam, sy eer, sy wil, sy koninkryk. Kom ons bid vir geleenthede om te kan getuig. Ons bid vir boere wat besig is om te plant. Bid vir hulle wat eksamens skryf. Ons bid vir veiligheid in hierdie feestyd. Ons bid vir ons Kerssangdiens wat Sondag gaan plaasvind as die Here wil. Ons bid vir dienslewering Sekunda. Ag en dan wil ek hê jy moet spesifiek bid. Die Here het vir ons 'n opdrag gegee om die evangelie tot die uiteindes van die aarde te bring. Kom ons bid vir ons sending en evangelisasie roeping. En dan bid ons ook vanaand vir ons Engelse gemeente. Mag die Here jou seën as